Jouw favorite melks, kom miljarden zijn. Kom join zijn live net hier op TikTok. Want deze vibe en hier wil je blij. Moet niet lelijk, wees niet, want ons gaan je blok. Kom, ontmoet nieuwe mensen van overal, over alle grenzen. Ja, dat is ons mensen. Zai, hoe gaat het my mens? Goed en jy man? Baie goed. Die aand het uiteindelik aangebreek. Ons is so bevoorreg om jou vanaand hierso te kan hê. Dis 'n voorreg om hier te wees. Dankie man. Baie dankie. Julle, ons gaan gou na die intro liedjie luister en dan gaan ons hierdie aand verder laat afskop. So, let's go guys. Kom julle share 'n bietjie die live. Miljarden zijn. Kom join zijn live net hier op TikTok. Let's go guys. Want deze vibe en hier wil je blij. Moet niet lelijk, wees niet, want ons gaan je blok. Kom, ontmoet nieuwe mensen van overal, over alle grenzen. Ja, dat is ons mensen. Episode 16 julle, let's go. Zet je handen bij elkaar, want ons is nog niet klaar. Jouw vierde melks, kom maar zijn naam. En ik kan je ons nou lekker samen. Kom, ontmoet nieuwe mensen van overal, voor al die grenzen. Ja, dat is ons mensen. Go guys. Jouw vierde melks, kom op. Net hier op TikTok. Ja, Ja, Zai julle, weer eens van my kant af. 'n Hartlike goeie naam. Weskus, hoe voel jy oor vanaand, my mens? Love it. Dis my derde een vir die week. Ek dink ek raak gewoond daaraan. Dit is net soos onvoorbereide mondeling, heeltyd. Dit is 'n goeie ding. Nou, julle, vir die van julle wat nou nie vir Weskus Dutchess ken nie. Hier is julle so 'n kort voorstelling van haar. Vanaand se gas is 'n bekende TikTok persoonlikheid. Sy het groot geword in Vredendal. Hierdie Weskus meisie het 'n beaamde sanger, storieverteller en 'n komediant geword. Teespoed het haar geleer wat belangrik is in die lewe. Hou by jou talent, moet nooit jou sin vir humor verloor nie en vertel altyd jou storie. Sy het 'n pragtige versameling van hartroerende musiek geskryf en vrygestel. Sy inspireer skare by bekomstighede en maak mense skaterlag by haar one-woman gigs. Sy het 'n storie vir enige aangeleentheid. Nou met dit gesê, Weskus, gaan ek die verhoog aan jou gee, dat jy so ietsie snaaks met ons kan deel. Jenne, ek het 'n paar hoor. Ek het 'n Gooi. paar. Ek het 'n paar goeies, maar ek gaan dit nou, kom ek sê vir jou my storie vertel is ek vat jou regtig na daai plek toe. Ek vat jou regtig na daai plek toe. En my beste stories kom uit Vredendal uit en die platteland uit. Nou, ek het groot geraak in Vredendal waar daar een slagter is, een tyreplek, een slaghuis en die ou by die slaghuis se naam was Jaco Chops. Dan was daar Johan Potlood wat net 'n check met 'n potlood invul. Dan was daar Kobus Kat wat sy vrou verneek. Dit jy kry 'n naam wat jou
Nou kom ek die dag nou werk ek daar op 'n plaas. Ek het drywe gery met 'n trekker. Ek was daai meisie. Ek moes maar aanpas. My pa is in irrigation en ek werk op die plaas Draaihoek by hom ou Syp Tebus. En ou Syp is 'n ou oom. Hy's so kordas. Die man gaan net kerk toe en koöperasie toe. Dis alwaar hy gaan. En die dag toe staan daar een in die wingerd en hy sny sy drywelote verkeerd en hy skree vir hom 'n woord wat geen mens in hierdie tyd en era mag sê vir hulle nie. En sy naam was Jan en toe gaan Jan polisiestasie toe en Jan loop maak 'n saak teen hom ou Syp Tebus. Nou daai tyd kom ek net van die land af besig om die drywebakke skoon te spuit in. Hier kom die 2 polismanne by hom ou Syp se plaas aan. En hulle sê oom moet nou môreoggend in die hof wees want die jongen dan nou 'n saak gemaak en die oom los knoop agter knoop en hom ou Syp vra my om na die volgende oggend vir hom hof toe te vat. Nou klim ons daai in die Toyota bakkie maar die deur is nog hier. Nou sê hom ou Syp al die pad na die hof toe. Weet jy die beslommernis? Ek kan nou nie glo nou sê hom ou Syp raak rustig. Het jy prokureer? Nee sê hy. Ek sê maar jy kan glad nie sonder 'n prokureer hier in. Dit is 'n groot saak. Hy sê nee, hy het nie prokureer nie. Kom maar aan, hier staan Jan ook. Hier kom ons by die hof, nou moet hom ou Syp ingaan. Nou staan daai van wie is hierdie lawyers, sommer so online lawyers staan daar buite, sommer ook een met 'n kordas. Nou ou Syp het nou 'n kordas aan met grasshoppers en 'n dasknip. Ou het so 'n paar plekke misgeskeer, daar's nog tissues so om raak geskeer vir die groot geleentheid. Die belt is op die laaste knip. Nou vra ek vir een van die mense, kan julle die man help? Daai is die storie. Die lawyer sê vir hom, ou Syp moet niks sê nie, ons het jou. Nou sit Jonas, ou Syp gaan nie eens in die bank sit nie, nou sit Jonas in die bank. Nou sê die prokureur vir Jonas, Jonas, jy beweer, die man het vir jou gesê, daai woord, ja meneer. Is jy dit? Nee meneer. Dan het hy mas nie met jou gepraat nie, saak uitgegooi. Is 'n ware verhaal. Is 'n ware verhaal. Nou daar sien julle. Weskus het definitief enige storie vir jou aangeleentheid. Ek het. Daar's baie. Ander is net 'n bietjie vieslik, maar ja, daar is nog eenetjie van 'n ou wat 'n skaap gesteel het, maar niemand moes eintlik geweet het dis die skaap nie. Hy het saam met die spiekkop het hom afgetrek, toe sê jong, jou pel lyk vir my baie moeg. Toe sê ja, die ou lê so en toe hy so optel, toe sê hy dis 'n skaap met 'n baadjie en 'n hoed aan, toe het hy 'n skaap gesteel by die buurplaas. Is die heilige waarheid. Nou daar het julle dit. Nou my mens vanaand se geer, dit wil sê ons topic vir vanaand is invloed. So ek en Weskus gaan bietjie daaraan proe en dan gaan ons daaroor praat. So Weskus, met dit gesê, gaan ons wegsprong met hierdie aand met die eerste vragie. En dit is, wat beteken dit vir jou om invloed te hê? Man, ek kan nou vir jou sê wat dit in 'n perfekte wêreld beteken, maar om invloed te hê is eintlik 'n baie groot verantwoordelikheid, want dit beteken jy kan 'n ritme laat gebeur. Jy weet dit om invloed te hê beteken jy kan either iets baie goed laat gebeur of jy kan ook iets baie sleg laat gebeur. Daar's 'n keuse wat jy moet maak. Soos wil jy graag die besigheid laat chutney draai en jy het die ability om dit te doen. So dis 'n keuse wat mense maak. Ek wil graag 'n goeie invloed wees. Ek try om 'n goeie invloed te wees. Wanneer ek in 'n mall instap, dan maak ek 'n invloed. Ek speel graag in die middel van die mall dromme met djembe dromme. Ek hou daarvan om 'n entrance te maak nie saak, jy weet, waar ek gaan nie. So om 'n invloed te hê is 'n besluit wat jy maak, want dit wat jy uitry die uit, is dit wat jy na jou toe aantrek. As jy heeltyd negatief is, en iemand vra vir jou, hoe gaan dit? O, ek is so siek. Mense raak siek om jou. Jy wil ook nie naby so mense kom nie. Jy wil heeltyd praat, en jy wil heeltyd positief wees. Nie dat ek dit altyd is nie, ek is maar baie skynsbid, ook as ek moet wees, maar ja, ek try. Vir my beteken dit om die vermoë te hê om iemand anders se sienspunt oor 'n spesifieke saak te affekteer. Dit is juis, dan het jy 'n invloed op daardie persoon van hoe hulle iets sien.
Ja. Ons tweede vraag is, dink jy iemand kan invloedryk wees sonder om beroemd te wees? Ja, ek voel jy kan. Ek voel as dit kom met 'n verantwoordelikheid, as ek is nou 'n komediant en ek het myself absoluut ingedruk in die media in. Ek het vir mense gaan sê wie ek is en ek het hulle laat glo wie ek is en hulle het geglo en hulle het gegaan met my. Maar ek het al mense gesien wat invloed uitoefen by 'n netbal rugby wedstryd by 'n skool. Dan is daai persoon niemand, maar hulle het 'n indruk op my gemaak. So ek voel jy kan invloedryk wees al het jy nie, as daar fame met dit kom, dan is dit eintlik 'n baie groot verantwoordelikheid wat op jou skouers rus om dit te kan doen, want mense hou dop alles wat jy doen. Alles wat jy doen. En jy maak eintlik 'n baie groot oordeelsveld oop. So bly maar van die radar af, maar maak 'n punt, as jy hoor wat ek sê. Definitief. Ek gaan ook definitief saam met jou saamstem en ja, verseker, 'n mens se leefstyl of beroep het die vermoë om ander te beïnvloed. Jy hoef nie noodwendig beroemd te wees nie. Soos ons net gesê het, daai indruk wat jy op iemand se lewe maak. Jy kan net by 'n mall wees en iemand sien jou glimlag of iets en dan het jy 'n indruk in daardie persoon se lewe gemaak om hulle dag beter te maak, byvoorbeeld. Ons derde vraagie: wie het die grootste invloed op jou lewe gehad, Weskus, en hoekom? Lori Karel. Ek was baie klein, baie jonk. En ek het Bloubergstrand vir die eerste keer gehoor. En ek dink sy's een van die mees legendariese inspirasies wat daar is, want sy het letterlik Bloubergstrand lewend gesing vir my. Ja. So sy is definitief die grootste in daai ikone. Is sy vir my die grootste een. Sy is plat op die aarde, sy is gevestig, sy is net, ja, sy is die toonbeeld van wat ek graag wil wees. Na afrondingsskool. Maar ja. Baie mooi gestel. Die persoon wat die grootste invloed op my lewe het, is my ma. Want sy is die een konstante persoon wat vir my omgee. Met dit gesê, Weskus, jy's ons dame hier vanaand, so wat is die eerste interessante feit wat jy met die kykers gaan deel rondom invloed? Is interessante rondom invloed. Kyk, in die eerste plek moet jy identifiseer wie jy is. En wat is jou eie missie? En om gesond te wees by jouself en na jou mental health te kyk en na jou fisiese welstand as jy wil 'n invloed wees, want dit help jy jy's broken en heeltemal in jou dinges in en jy wil 'n invloed wees nie, want die ding is dit sleep daardie sluier agter jou aan. So as vrou het ons altyd, of meeste van die tyd, hierdie stigma dat jy hoort agter die stoof met 'n mop en 'n stryk uit, dit gaan glad nie gebeur in my lewe nie. Maar daar is 'n stigma rondom dit. En 'n vrou is 'n wonderbare creature, want jy plant 'n saad in haar en sy gee 'n kind. Jy gee vir haar 'n kaart, sy gaan koop kos. Sy vat die kos, dis heeltyd skepend. Sy bloei vir 6 maande. Ek moet haar glad nie vertrou nie. En sy is nog steeds okay. Emosioneel is ons die bakens van die lewe. So maak seker dat jy 100% okay is voordat jy wil daar wees en 'n invloed wees. Moenie 'n invloed wees as jy niks het om te gee nie. Kyk na jouself en dan kan jy dit wees. Dis wat vir my belangrik is. Die eerste enetjie wat ek met julle gaan deel sê, emosies oortref logika. Mense word sterker beïnvloed wanneer emosies soos vrees, hoop of vreugde betrokke is, eerder as suiwer feite. Van my kant af wil ek net vir elke kyker sê baie dankie vir julle likes en elke vrou weer eens van my kant af wil ek vir julle sê 'n geseënde Vrouedag. Ons vierde vraagie, Weskus. Dink jy invloed word verdien of gegee? Kyk, ek sal sê dit word verdien, want obviously as iemand jou sien
of iemand sien waarmee jy besig is, dan reageer hulle daarop, reg? So, jy moet dit eers verdien, maar die sleutel hiervan is konsekwentheid. En dis iets waarmee ek klein bietjie sukkel. Konsekwentheid. Want hoe meer vertroue jy wen in die mense om jou en jy stap een stapie verkeerd, het dieselfde invloed wat jy op hulle het, kan hulle net so laat wobble. En dit is 90% van die fout op sosiale media is daar is die konsekwentheid nie. Dan sê jammer, dan sê kwaad. Dan sê kwaad, dan sê jammer. Daar's geen konsekwentheid nie. So jy moet kies wat is jou niche, wat jy wil doen. As jy die dag nie lekker voel nie, don't go onto social media because daai konsekwentheid gaan verbreek word. So ek voel dit word verdien en mense bou 'n vertroue op in jou. So maar mense wil ook sien dat jy real is en mense wil ook sien dat jy normaal is. Want baie mense is like, "Oh, Weskus, ek weet nie hoe jy dit doen nie." Ek weet 90% van die tyd nie hoe ek dit doen nie, hoor. Ek weet regtig nie hoe doen. Dat ek nie permanent mense met grawe aanrand nie is wonderbaarlik. Dit is wonderbaarlik. So om konsekwent te wees is baie belangrik. So if you're not feeling it, dan show up. Graag dan. Ag, vir my gaan dit wees albei, want sekere mense verdien die vermoë om ander te beïnvloed deur hulle werke, terwyl ander dieselfde vermoë gegee word as gevolg van 'n verhouding of van die verhoudingsstruktuur. Dit is hoekom ek sal sê albei. Maar weer eens, stem ek saam met jou, Weskus. Jy verdien dit en dan gee jy dit ook. Ons 5de vraagie, Weskus, dink jy, en dit vloei so mooi in met wat ons nou net weer gesels het, dink jy sosiale media, persoonlikhede, het 'n invloed op ons besluite? Baie. Kom ek sê vir jou so, elke mens vergelyk homself met iets. Reg? So die oomblik as dis klein, as daar 'n trend is wat gaan. Jy wil inpas, jy wil alles doen. Ons is soekende wesens. Mense soek. So ek dink dit is baie belangrik. Dit is baie belangrik, maar ons is altyd soekend na iets. So dis baie maklik om, jy weet, op 'n plek te kom in jou lewe waar jy die leiding kan vat of jy kan 'n follower wees daarvan. Maar dit is ook nodig. Maar behou net altyd jou identiteit. Dis baie belangrik. Ek kan ook sê ja, verseker, omdat mense vir hulle die krag gee as 'n produk van hulle bekendheid. Daarom sal ek ja sê, verseker. En ons sien dit. Ons 6de vraagie, dink jy vriende het meer invloed as familie na mate ons ouer word? Kyk, jou familie gee vir jou roots, reg? Maar vriende het 'n baie groot invloed wanneer vriende regtig daar is vir jou. En nie net vra hoe dit met jou gaan, what is in it for me? Verstaan jy? Wanneer iemand jou regtig waar, jy weet, soos bly is in jou vooruitgang. Hartseer is in jou downfall, maar tog daar is en konsekwent bly. Familie sal altyd daar wees, reg? Familie sal altyd daar wees, familie sal altyd vir die regte raad gee, maar mense is geneig om nie altyd jou familie te vra nie, want jy dink nie hulle gaan vir jou eerliker antwoord gee. Jou vriende gaan baie meer eerlik met jou wees, want jou familie kind of have to love you and they kind of have to be there for you. Maar jou vriende kan sê listen enough. Ja. So dit is maar wat dit is. Ek gaan definitief ook sê ja, ek dink so, omdat ons die meeste van ons tyd met ons vriende bestee, gee dit vir hulle natuurlike invloed in die meerderheid van ons keuses en in die meerderheid van die gevalle. Weskus, by hierdie geleentheid, wat 'n tweede feit het jy vir die kykers rondom invloed? Wel, om nie te hard op jouself te wees nie. Want onthou, jy moet kyk, wil jy 'n invloed hê op kinders? Wil jy 'n invloed hê op ouer mense? Wil jy 'n invloed hê op die mense in jou direct environment? So jy moet eers identifiseer, wat is jou
niche en waar wil jy 'n invloed uitoefen? Want kyk, ons is almal mos maar bietjie chameleons, verstaan? As jy op 'n sekere manier met mense begin intertwine, dan raak jy soos hulle, nê? Ek is absoluut my identiteit. Maar mense moet verstaan dat jy moet eers besluit waar jy jou invloed op wil fokus. As jy wil 'n voorbeeld vir kinders wil wees en met kinders gaan, is daar sekere goed in 'n kriteria wat jy moet onthou. Jy word nou dopgehou in hierdie area waar jy invloed wil hê. So ek weet nie regtig of ek invloed wil hê nie. Ek wil meer 'n standpunt maak, jy weet. Die enige wat ek met julle gaan deel sê 6 beginsels van invloed. Die sielkundige Robert het gewys dat invloed van die volgende 6 beginsels ontstaan. 1. Wederkerigheid, die wil om terug te gee. 2. Toewyding. 3. Sosiale bewys. 4. Gesag. 5. Aantreklikheid. En 6. Skaarsheid. Dit is die 6 beginsels van invloed. Ons 7de vraag, Weskus, my mens, en dit is, dink jy invloedryke mense moet teen hoër standaarde gehou word? Weet jy nie, want dit kom saam met oordeel. Want onthou, jy word mense, ek is 'n normale mens, okay? Mense behandel my soos 'n superster daar buite. Ek verstaan nie altyd hoekom nie. Mense sit jou daar, okay? So wanneer jy val, dan is jy baie hoog geplaas. Ek het my nie daar gesit nie. Verstaan? Ek het nie myself daar gesit nie. Mense het my daar gesit. So ek voel nee, want as ons 'n fout maak, dan is die teleurstelling net soveel groter. So mense wat mense idolize op so 'n plek dat jy 'n ander stel reëls moet hê. Ek is heeltemal teen dit. Absoluut teen dit. Ek glo glad nie dit nie. Vir my gaan dit ook wees 'n pleinweg nee, omdat die wat onder hulle invloed inbeweeg, die natuurlike keuse gemaak het om dit te doen. Presies wat ons nou net gesê het. Weskus, ons agste vraagie, hoe het tegnologie invloedryke mense se gehoor verander? Wat sê vir jou, die tegnologie het dit baie maklik gemaak, laat baie meer mense bewus is van jou. Maar 'n kunstenaar soos ek, wat absoluut feed van 'n gehoor af, hierdie ding het mense lui gemaak. Regtig lui gemaak. Ek is besig om buite te werk, ek het shows wat opgelyn is, ek wil hê mense moet uitkom, maar hierdie ding het mense bitter lui gemaak. So dit gee jou baie blootstelling, maar die fisiese kontak, dit laat mense 'n illusie van jou. Almal wat my ontmoet sê ek is presies soos wat ek hier is, want ek is regtig so. Ek het nie ander persoonlikhede nie. So die blootstelling is fantasties. Love dit. Maar die kontak, dit is wat ek mis. Ek mis dit regtig baie. Ek gaan sê tegnologie maak dit makliker vir mense om onder die invloed van invloedryke persoonlikhede te bestaan, omdat sosiale media die dryfpunt van hulle invloed versterk deur die heeltyd beskikbaar te wees. Ons 9de vraagie, Weskus, watter waardes dink jy maak iemand 'n positiewe invloed? As jy approachable is vir almal, van iemand wat in 'n houthuis bly tot iemand in 'n mansion, as jy deernis en simpatie kan hê met almal deurlopend, dat jy mense nie behandel op hulle statusse nie, laat jy absoluut die warmte wat jy wil hê mense moet voel. Jy kan 'n boundary hê, daar is boundaries nodig. Ek het al mense gehad wat my hare uit my borsel uit wil hê, dit is weird. Daar is boundaries, dit is baie weird. Daar is boundaries, maar dit is baie belangrik dat ek dat jy ten alle tye, dit wat jy wil hê mense, soos mense jou moet behandel, reg? Moet jy ten alle tye, you need to maintain it. Jy kan nie eendag so wees en eendag so wees nie. You need to maintain. So die maklikste is, be approachable, be warm,
en is makliker om te onderhou, as om iets voor te gee wat jy nie is nie, en dan weet mense nie, jy weet, hoe om dit te handle nie. Definitief, goeie waardes. My waardes is respek, jy moet respekvol kan wees. Menslikheid, jy moet daai menslikheid kan hê. Vriendelikheid, nederigheid en selfloosheid. Nou, Weskus, my mens, dit bring ons by ons laaste interessante feit vir vanaand oor invloed. Die ding is net, jy kan either, as ek nou vat my invloed, ek praat van myself, invloed is iets wat jy besluit, soos byvoorbeeld, soos ek sê, jy besluit jy wil met kinders werk, jy besluit jy wil met die jeug werk, en die invloed wat jy kan uitoefen op daardie punt, is goeders wat jy persoonlik deurgemaak het. Jy identifiseer en jy het invloed op mense wat dieselfde pad as jy gestap, wat jy gestap het. Dit laat voel hulle dadelik, dat hulle nie gejudge word nie. So, jy sal sien dat mense met my persoonlikheid, en alles wat ek deur is, al die trauma, alles, ek reik uit na mense toe, met daardie goed, wat my siel, ek brush net op dit skouers met die mense, en dan het ek invloed op die mense wat dieselfde pad as ek gestap het. Mense wat hoë en snobisties is, kom glad nie oor die weg met my nie, want ek kan nie met hulle deel nie. Ek kan nie met hoogmoed deel nie, en ek kan ook met fake mense deel nie, en ek sien 'n fake mens soos 'n speed bump, ver vooruit, graag. Die laaste enetjie wat ek met julle gaan deel sê, passiewe invloed is groter as wat jy dink. Mense glo hulle neem onafhanklike besluite, maar baie keuses word onbewustelik beïnvloed deur ander mense se gedrag, status, taal en selfs gesigsuitdrukkings. Selfs jou gesigsuitdrukking, dis kom ek vroeër vanaand gesê het, as jy net 'n smile op iemand se gesig kan sit, dan het jy invloed op daardie persoon gemaak. Ja. Wat ons weet, die lewe is bitter genoeg. Die lewe is bitter genoeg, en as mense net kan opstaan in 'n dag en sê, weet jy wat, ek wil net vir vandag, lewe net vir vandag. Moenie die goed wat in die verte is, as jy 'n berg sien, dan sien jy hom daar staan, maar hoe nader jy aan die berg kom, sien jy nie sy size nie, jy klim net, en dan word die berg jou verhoog, en dis waartoe ons moet werk. Ons tiende vraagie, as jy jou invloed kan gebruik om een ding van die wêreld te verander, wat sou dit wees en hoekom? Laat mense net op 'n beklei en heeltyd mekaar so, ek kan nie met dit doen. Die haat, ek kan nie, as mense net niks leliks vir mekaar sê nie, en hulle invloed van 1900 alive, te gebruik om iets positiefs te bring, sonder om mense se pyn om te kyk hoe iemand fisies suffer op 'n skerm of iewers, en as ek dit kan wegvat, nee, kyk hier, dit sal baanbreker wees, maar in die wêreld ook, niemand stap in 'n mall in en sê, kyk hulle uit jou hare, niemand doen dit nie, hulle doen dit nie, want dit is die maniere nie. Dis baie waar. Om die wêreld 'n beter plek te maak, want daar is baie hartseer en negativiteit, en almal verdien 'n plekkie in die son. Ons 11de vraagie, as jy net vir 1 week deur 1 persoon beïnvloed kon word, wie sou dit wees, Weskus? Wil jy my eerlike antwoord hê? Asseblief. Niemand. Want ek is 'n entiteit. Ek sal in my lewe nooit 'n bloudruk wees nie. Nooit in my lewe nie. Ek is 'n trendsetter, nie 'n trendfollower nie. Nee, dit bestaan nie vir my nie. Glad nie. Nou my antwoord gaan julle dalk verras, maar dis iemand soos jy, Weskus. Ek het al lank jou storie dopgehou. En jy het deur alles waartoe jy gegaan het jy nog steeds aangehou om jou droom na te streef. So daarom is dit iemand soos jy. Ag, dankie. Ons tweede laaste vraag, my mens. Wie het die meeste invloed in julle vriendekring
Die hardste persoon of die stilste persoon? Stilste persoon. Ja, definitief by my ook die stilste persoon. Hulle sê mos, wat sê daai liedjie? Stille waters, diepe grond. Hulle wat sê draai die niks sê, duivel een rond. dag, dan kom hulle net uit so klomp goed, dat jy, joh, wat praat jy klomp goed nou? Wat nou? Baie goedig. En julle, ek praat glad nie van myself hierso nie. Ons laaste vraagie, Weskus. Wat is die snaakste ding wat jy al gedoen het, omdat iemand jou oortuig het? Dit is 'n goeie idee. Jeez. Ek voel 'n bietjie dink hier. Asseblief. Om aan electric fencing te vat, wat hulle vir my sê is af, terwyl hulle weet is 5000 volt. Oh, Hulle die los drade so gehou te stel dat die ding werkie. Toe shock hy ding vir my dat ek heeltemal factory reset. Ek dink dis hoekom my hare so word. oh no. Daai's los hande. Dit. Regtig. Oh no. My is om iemand te prankel. Julle sal nou nie glo nie, maar ek gaan vinnig 'n storie met julle deel. Ek het my ouma, nê? Die ding is my ouma het elliptiese aanvalle gekry, nê? Nou ek het haar geprank met 'n fake WhatsApp en gesê hierdie ou ken ouma se ma en hy wil ouma graag ontmoet en al daai dinge. En weet julle hoe gestres was ek? Ek het seker gemaak my ouma drink dit op pille. Ek wil net so te aanpak en ek weet ek het die prank met haar gedoen. Dit was die snaakste ding, julle. Nou Weskus, dit was dan ons vragies vir vanaand. Dit bring ons nou 'n bietjie by die fun and games by ons volgende skeppie van Pro en Praat. En ons eerste kort speletjie, my mens, wat ons gaan speel, sy naam is die Dealbreaker or Not. Maar dit is in die weergawe van hy is 'n 10. So ek gaan vir jou die stelling gee en dan moet jy vir my sê, is dit 'n dealbreaker vir jou of is dit nie? Is jy reg vir dit, my mens? Yes, let's go. Let's go. Ons eerste een. Hy is 'n 10, maar hy laat toe dat sy vriende besluite namens hom neem. Dealbreaker. Ons volgende enetjie, maar hy word maklik deur ander mense se opinies beïnvloed. Dealbreaker. Maar hy verander sy persoonlikheid om by ander in te pas. Dealbreaker. Maar hy laat sy familie altyd besluite namens julle twee maak. Hoorie nee, wat? Ons volgende een, maar hy kies vriende op grond van status of gewildheid. Los alles. Geskei. Dis al wat ek sê. Nou hy sê, maar hy luister meer na vreemdelinge se raad as joune. O, ek gee glad nie om nie. Maar dis nie hy nie. Kan nie omgee nie. Ons sewende een, maar sy byn word heeltemal bepaal deur ander mense se opinies. Sy probleem. Ons agste een, maar hy is 'n people pleaser. O, los alles. Maar hy volg sy rolmodel blindelings. Hang aan wie se rolmodel. En ons laaste enetjie, maar as dit nie vir hom invloed koop nie, dan wil hy dit nie doen nie. Los alles. Nee, want ek gaan nie regkom nie, hoor, geskei dadelik. Dit was dan
ons kort speletjie vir vanaand. Ek is te eerlik soos dit. Die mens klink nie vir my reg nie, hoor. Los alles. Hy wil aan alles doen wat ander mense sê. Nee, los dit maar. Dit bring ons by ons groot speletjie van Praat. Weskus, is jy gereed vir die volgende speletjie? Ek is gereed vir alles. Ek is gebore gereg. Nou, julle, ons volgende speletjie se naam is Skommel saam. Ja. Ek weet nou nie wat te sê van dit nie. Okay. Nou julle, dit is glad nie hoe dit klink nie. Ek waarborg julle dit. Hoe Skommel saam gaan werk is as volg. Daar gaan 6 kategorieë wees. Die houer, die geur, die toppings, die stroop, die vulsel en die afronding. So ons gaan 'n melkskommel maak, Weskus. Well, nee, Jy gaan let's go. uit hierdie 3 kategorieë. Jy gaan 3 kategorieë uit hierdie 6 kies. Watter 3 gaan dit wees? Stroop, Ja, die stroop, avokado peer. Wag nee, wag. Dink jy ek verstaan die opdrag nie, ek gaan met jou eerlik wees. Ek verstaan. Moer alles saam, ek weet nie. Okay, so jy gaan nou uit hierdie 6 kategorieë net 3 kies. So jy gaan met die stroop, watter ander 2 wil jy nog hê? Wat is, gee my nog 2 opsies. So die houer, die geur, die toppings, die vulsel, die afronding. Okay, stroop in 'n koppie. Okay? Met melk. Ja, nou weet ek nie. Okay. So jy kies die stroop en jy kies die houer. Wat 'n ander een kies jy nog? Peppermint. Ek weet nie. Ek verstaan ek nie die speletjie nie. Ek verstaan nie. Die afronding. Okay. Met 'n lekker natser vet oor. Ja. Okay, kom ons begin by die houer. So hoe wil jy die melkskommel se houer hê, Weskus? Ek moet net 'n koppie wees, net 'n koppie. Net so. Okay. Ja. Watse stroop wil jy vir die melkskommel hê? Die louwa. En dan watse afronding wil jy vir die melkskommel hê? Melk met chocolate sprinkles. Daar's hy. So dit is dan, ons gaan nou vir ChatGPT vra om hierdie melkskommel aan mekaar te slaan. Lieflik. En dan gaan ons dit laat wys. So terwyl my geliefde in die agtergrond besig is om dit vir ons reg te kry, bring dit ons by ons laaste skeppie van Praat my mens, en dit is die Q&A vragies. En die eerste een is: as iemand uit die Weskus, sou jy sê dat jou omgewing 'n groot invloed op jou kreatiewe proses het? Erg. Ek kan nie deel nie. Ja, graag. Dit is waar. Ek soek graag sand, sout, branders, die hele ding. Stink vis, ek moet. Ons tweede enetjie: vind jy dikwels inspirasie in diep emosie of lewensvormende gebeurtenisse? Emosie. Definitief emosie. Ons derde een: as 'n sanger, 'n storieverteller en 'n komediant, vind jy dat een van hierdie aspekte 'n groter kreatiewe invloed
op jou het? En hoe hou jy alles in balans? Wel, dit is baie moeilik, want partykeer voel ek nie om snaaks te wees nie. Partykeer voel ek regtig ook het ek 'n down dag, maar dan expect mense van my om te kan comedy doen. Nou, een ding wat Rian van Heerden my geleer het toe ek met die radio met hom betrokke geraak het, is dat maak nie saak, al kry jy 'n oproep net voordat jy op 'n verhoog stap, dat iemand in jou familie het nou net iets oorgekom met jy nog steeds die show kan execute. So jy kan glad nie deur jou emosies of dit beheer word nie. Jy kan nie. Jy moet absoluut, jy weet, uit 'n plek uit van jy moet weet wat is jou job en jy moet weet hoe lank jy het om dit te doen. So jy kan nie laat jou emosies jou beheer nie, glad nie. Ons vierde vragie. Hulle sê die kunstenaar se produk is 'n weerspieëling van hulle hart. Wat dink jy sê die musiek wat jy vrygestel het van jou? Well, absoluut. Dit sê absoluut dat ek weet van opstaan. Dit sê dat ek weet van seer kry. Dit sê dat dit is okay om te val, maar is nie okay om daar te bly lê nie. Dit sing van liefde, dit sing van hoop. My musiek, almal kan identifiseer daarmee. Almal kan identifiseer mee, want as hulle mooi luister, sal hulle my storie hoor in 'n melodie. Ons laaste vragie. Jy het 'n storie vir elke aangeleentheid. Wie sou jy sê is jou muse? Tola van der Merwe. Tola van der Merwe. Die van julle wat hom nie ken nie, gaan kyk want julle is te jonk. Ordentlike storie vertel. Nie doringdraad nie. Ek praat van wat 'n storie kan vir jou vertel dat jy voel jy's daar. Dit is daai storie vertel. Nou Weskus, ek gaan die verhoog weer aan jou gee. As jy vir ons 'n liedjie wil sing, is jy meer as welkom. Anders kan jy net vir ons iets speel, maar die verhoog is joune. Lekker, lekker. Ek sal graag vir julle wil die song wat ek vandag gedoen het vir die song se naam is Warrelwind. Ek stel hom vanaand vry. En ek het hom actually geskryf vir een van my mense wat vandag in my live was. Toe ek net my hartetet so na hulle toe getrek. Die song se naam is Warrelwind en hy klink so. Het gedoen. Soms ontbreek as die siele kan draai. Nooit gedink daar was 'n dag wat ek moes sê goodbye. Trane was die enigste water waar die droogte in my siel kon voed. Soveel kere is ek plat gelaan, maar soos altyd het jy langs my gestaan. Branders het keer op keer teen my ombreek, maar jou woorde het my siel so diep weggesteek. Nooit gedink daar was 'n dag wat ek moes sê goodbye. Trane was die enigste water waar die droogte in my siel kon voed. Warrelwind, belofte,
Wow, wat 'n beautiful song. En Weskus, jy sê dis vanaand wat jy hom vrystel. Ek is besig met die album cover te werk, ja, ek gaan hom vanaand vrystel. En daar is baie musiek op pad. Maar ons is dankbaar. Ek skryf vir mense songs, custom songs. Ek release nie alles nie. Maar die skrywer in my kan maar nie versuim om alles wat hier binne aangaan partykeer net op papier te sit. En dan jy weet, as daar goedjies wat hier agter my hang, met ek my original musiek op papier, ek glo in pen. Hierdie tegnologie, as ek 'n tikmasjien kon gehad het, sou dit vir my baie lekker gewees het. Ek love 'n tikmasjien. Hierdie nuwe tegnologie maak my mal. Maar dat ek 'n skrywer is so. En my musiek is beskikbaar op al die platforms. Die mense kan dit gaan stream. Quentin Lawrence het Jasmine vir my lewend gemaak, as ook Bottelbrief Beloftes. En daarna het ek my eie musiek vrygestel. So ja, excited. Nou, voordat ons na hierdie melkskommel gaan kyk, julle, Weskus, het jy enige iets? Hier is jou geleentheid. As jy nog goed wil bemark, is jy meer as welkom. Wel, ek het die 28ste Oktober het ek 'n show by die Kleine Skuur Theater hierso in Centurion. Die show se naam is Tussen Sand en Snare. Dit is waar ek letterlik 'n akoestiek show gaan doen met lekker pizza en wyn. Kaartjies is R200 per persoon en mense kan by my direk in DM net 'n kaartjie koop. En dan het ons 'n besigheid begin, Bloom & Co, wat ons hierdie fragrance stones, wat peonies, wat jy met die olietjies spuit, wat ons self maak met hanneroom, en ons supply gastehuise en dit met dit, ek glo mens moet werk. En so dit is wat ons doen. Jy weet, in enige funksie, enige iets wat mense wil. So ek wil graag hê mense moet uitkom uit hulle huise uit. En vir Weskus kom ontmoet. 'n bietjie saam my tyd kom spandeer. So hou maar dop my platforms, hou dop my handles op Facebook, op TikTok, oral. Ek sal dit daar adverteer en julle kan so na my toe uitreik. Baie dankie. Julle, ons gaan nou kyk na hierdie lekker melkskommel. En hierdie melkskommel se naam is The Mint Magic Milkshake. En sy resep gaan net na hierdie aand op my blad beskikbaar wees. As jy wil maak hom, tag ons daar binne. Maar die 14de September is ons laaste Pro en Praat episode. Dit is die eksklusiewe Pro en Praat episode. Daar is baie dinge wat wag. Ons gaan, julle sal sien op my blad, is al klomp verskillende melkskommels van die vorige gaste, en dan vanaand gaan bykom, en dan nog die episodes wat nog oor is. Dan het julle kans om te gaan like vir die melkskommel. So as jy van die melkskommel hou, gaan like kom, want die een wat die hoogste likes het, maak ons die 14de September self op die live. Jy wil dit nie misloop nie. Ons het baie dinge in stoor, maar met dit gesê, kom ons kyk hoe hierdie melkskommel uitgekom het. Ons kyk gelyk uit. Daar's ons melkskommel! Oh yes, daai lyk lekker. Julle moet daai dis my tipe ding hy. Imagine. Kyk daar is hy Weskus skommel. Yes. Daai is mooi. Daai is mooi. Julle die Weskus skommel. Ja, daai is lekker. Dit lyk actually dis peppermint crisp. Love it. Dan sê julle. Weskus my mens, by hierdie geleentheid wil ek vir jou sê baie dankie dat jy ons gas vir episode 16 was. Dus dit was 'n awesome tyd. Dankie, vir my dit was 'n voorreg, baie dankie. En ons kyk uit, julle asseblief, as julle nog nie vir Weskus 'n follow gegee het nie, gee asseblief vir haar follow. Selfs met hom, asseblief. Baie dankie julle. Weskus, maar van my kant af 'n geseënde aand vir jou. Jou ook. Tot ons weer saam kyk. Absolutely, en baie dankie julle. Volg asseblief Melkskommel, ek gaan hierdie share. En sodra jy die footage goeie sit, laat ek dit ook op my media link share. En baie dankie vir jou. En hou aan met wat jy doen. Moet nooit ophou nie, want jy het ietsie beet. Okay?
En Baie dankie. ek sal van my mede-kollegas ook aanhits om met jou in verbinding te tree because this was fun en baie dankie vir jou. Baie dankie Weskus. Geseënde Ook aand. Baie Weskus. Bye. Baie dankie. By hierdie geleentheid wil ek ook vir elkeen sê baie dankie en gou wys wie volgende week se gas is. Volgende week het ons vir Annie wat 'n AI artist is. 'n Opkomende AI artist wat jy nie wil misloop nie volgende maandag aand. Maar van my kant af, jou favorite melkskommel, wil ek vir julle 'n geseënde nagrus toewens. En onthou, die lekkerste skommel, blye melkskommel. Tot volgende week julle aan my moderators, baie dankie. Elke kyker en Weskus, Duchess, baie dankie. Tot ons julle volgende week weer sien. Bye julle, bly warm. Dis die einde van die podcast en show. Ons hoop en glo dat jy daarvan hou. Moenie volgende